Welkom by Elektries, jaar 2. Hier gaan ons hersiening doen oor geleiers, kabels, transformers en motors. Goed, laat ons begin by geleiers. Ons gaan 4 tipe geleiers behandel: goud, silwer, aluminium en koper. Nou, hier is 'n paar vrae wat gevra word. Ons begin by die eerste vraag. Watter geleier sal jy kies vir 'n alledaagse bedrading en hoekom? Ons sal koper gebruik. Hoekom? Want dit is goedkoop en is 'n baie goeie geleier. En hy's baie buigbaar ook. Dan nommer 2, watter geleier sal jy kies vir langafstand transmissielyne en hoekom? Wel, daar gaan ons aluminium gebruik omdat aluminium baie ligter is en ons soek nie 'n baie lang kabel wat in die lug hang wat baie swaar is nie. So ons kyk na die gewig van die geleier. Dan vraag 3, watter geleier sal jy op kringborde van 'n kommunikasiesatelliet gebruik word en waarom? Wel, ons sal goud gebruik omdat goud glad nie roes nie en ons kan nie elke 2-3 jaar dit vervang omdat dit besig is om te roes nie. Goed, hier is 'n tabel van daai 4 geleiers met hulle eienskappe. Ons behandel daar prys, geleibaarheid, anti-roes, buigbaarheid en gewig. Nou as ons gaan kyk dan na prys, dan gaan dit van duur na goedkoper toe. Geleibaarheid, beste geleier na die swakste geleier. Anti-roes, obviously. Goud roes glad nie en dan gaan dit so af. En dan buigbaarheid, wat se een is die maklikste om te buig. En dan gewig, wat se een is die van swaar na lig. Kyk na die tabel, dis baie belangrik vir die eksamen om dit te leer. Goed, laat ons nou kyk na kabels en geleiers. Ons kry 2 tipe. Ons kry 'n multi-R en 'n soliede kabel. Nou, die verskil is, soos julle kan sien hierso in hierdie foto, 'n multi-R is byvoorbeeld die wat heel regs is. Dit bestaan uit klomp verskillende draadjies, net soos wat ons op die paneelbord gebruik het. En dan die soliede R het net 1 koperdraad of net 1 draad binne-in wat geïsoleer is. Goed, nou die eerste draad wat ons kyk is die huishoudelike draad. Dit is waarmee ons nou 'n huis bedraad van die paneelbord af binne in die huis. Nou, as ons kan sien, dit is 'n multi-R koper. So dit het meer as 1 draadjie binne in die PVC isolasie, die omhulsel van die draad. En dan wat ons natuurlik gebruik in die DB-bord, gebruik die swart, die rooi en dan ook die geel draad. Of ons gebruik die blou, die bruin en dan die geel draad by gewone appliances wat ons in ons huis het. Die volgende draad is 'n 2R en aarde. Die Engelse woord vir dit is surfex. Die rede hoekom ons dit 'n 2R en aarde noem, as jy gaan kyk na die foto, hy het 2 drade, 'n rooi en 'n swart, die neutraal en dan die lewendig, en dan het hy 'n aarde, en hierdie aarde is nou nie bedek met 'n PVC omhulsel nie. Ons kry hom in 2 forme. Ons kry hom in 'n plat vorm, die draad plat is, en die ander een is soos 'n gewone ronde draad wat ons ken, wat ons vir huishoudelike bedrading doen. Hy kom in 2 verskillende kleure. Hy kom in swart en wit. Wit gebruik ons vir binne in die huis, swart gebruik ons vir buite die huis. Hy is UV bestand, so hy kan baie sonlig vat. Hierdie draad is buig baie moeiliker as ons gewone draad wat ons gebruik in 'n DB, en daarom sal ons hom nie in 'n PVC pyp sit nie. Hy kom net so, jy installeer hom net so, en ons sal hom onmoontlik deur 'n pyp getrek kan kry oor 'n afstand.
Die volgende tipe draad is 'n verlengingskoord of in Engels cap tire. Ons maak, as ons kan sien, hy bestaan uit 3 drade en wat beskerm is deur 'n PVC omhulsel. Ons kry 3 kleure in hom. Gewoonlik is dit jou bruin wat dan jou lewendig is, jou blou wat jou neutraal is en dan jou geel wat jou grond is. Kom ons kyk gou die verskil tussen kabels en draad. Draad is 'n enkele draad, hy kan 'n multistrand ook wees. Maar dit is een draad met 'n omhulsel in. Dan kyk ons na kabels. Kyk na die foto onder. Dit is 'n kabel met 3 drade. So die kabel het ook 'n omhulsel om en waarin hierdie 3 drade dan is. So draad is 'n enkel draad. Terwyl 'n kabel bestaan uit 2 of meer drade binne in 'n omhulsel. Die volgende tipe kabel, panserkabel, bestaan uit 3 verskillende drade of 3 of meer verskillende kleurdrade, soos ons kan sien daar waar daar uitkom, daai blou en die geel drade wat daar uitkom. Dit hang net af, is dit enkelfase of 3-fase, en dan sal ons meer drade daar binne kry. Hy het verskillende lae van bedekking om, en dan as ons kan sien hierso, daai ysterdraadjies wat daar uitsteek, dit is draadbewapening en dit help met die beskerming van hierdie draad, omdat hierdie draad buite gebruik word, hy kan ondergronds gebruik word en hy kan verkeer hanteer, soos 'n baie sterk kabel, maar dit is ook 'n baie duur kabel wat gebruik kan word. Daai draadbewapening kan ook gebruik word as 'n ekstra aarde, as 'n ekstra aarde. Dan kyk ons na PVC pyp. By huishoudlike installasie gebruik ons PVC pyp en dit is om ons kabels te beskerm of ons drade te beskerm, nie kabels nie, drade te beskerm. En ons trek hierdie drade dan deur hierdie PVC pyp waarin hierdie drade dan lê. Dit is nou anders as my Surfex en my panserkabel wat glad nie binne 'n PVC pyp kom nie. So ons hou dit net so. Die gereedskap wat ons benodig het vir huishoudelike installasie sal wees om hierdie PVC pyp te installeer, en afhangende van waar ons die pyp sit ons die pyp los bo op die grond of sit ons dit teen die muur vas. Het ons die volgende gereedskap nodig: die ystersaag, basies om die pyp te saag. Ons het 'n metaal maatband nodig wat basies net om die regte lengte te kry wat ons kan afsny. PVC snyer, ons kan dit gebruik, maar ystersaag werk net so goed, en dan Knipex selfde. Buigveer is baie belangrik as ons om hoeke gaan en ons wil of 'n 90 grade of 45 grade buig wil hê, dan is 'n buigveer baie belangrik, en dan 'n boormasjien as ons dit nou wil vassit teen 'n muur. Ons kry verskillende dikte PVC pyp afhangende van die hoeveelheid draad wat ons wil deurtrek. Goed, nou beweeg ons na transformers toe. Die doel van 'n transformer is basies om die wisselstroomspanning te verhoog of te verlaag. So ek kan 10 volt insit en 100 volt uitkry, of ek kan 100 volt sit en ek kan 10 volt uitkry. 'n Baie eenvoudige voorbeeld is as ek nou my foon se laaier of die charger by die muur indruk en my muur gee vir my 220 volt en ek kry 3.8 volt uit. So ons verlaag die spanning, die volts verlaag ons dan. Nou, die transformer beginsel werk op die beginsel van magnetisme. Kom ons kyk 'n bietjie na magnetisme. 'n Magneet het 2 pole, hy het 'n noord en 'n suidpool. Ons weet nou almal dat as ons 2 noordpole te mekaar sit,
dan stoot dit mekaar weg, en as ek 'n noord en 'n suid teen mekaar sit, dan trek dit mekaar aan. 'n Magneetveld beweeg altyd van noord na suidpool. Goed, kom ons kyk nou na magneetvelde en induksie. Nou, die sterkte van 'n magneetveld, nou as ons nou praat van 'n elektromagneet, so ons sit krag op 'n spoel om 'n magneetveld te vorm, word bepaal deur die aantal windings. Dit wil sê hoeveel keer het die koperdraad om 'n stuk yster gedraai, en dan die grootte van die stroom, die hoeveelheid stroom wat ek insit. Hoe groter die hoeveelheid stroom is wat ek insit, hoe groter gaan my magneetveld ook wees. Kom ons kyk na elektromagnetiese induksie. Wat beteken dit? Dit basies beteken, kom ons lees gou eers uit sinnetjie, dit is wanneer 'n elektriese stroom deur middel van 'n induksie van 'n magneetveld verkry kan word. So dit beteken basies net 'n oorvloei van die een spoel se magneetveld oor na 'n ander spoel. Okay, so ons dit noem ons induksie. Nou kom ons gaan kyk na die twee tipe EMK's wat ons kry. Die een sê relatiewe beweging beteken dat die spoed oor die magneet of dat die magneet deur die spoel beweeg. So een van die twee beweeg. Of die magneet beweeg of die spoel beweeg. Nou hoe vinniger hierdie beweging plaasvind, hoe groter is dan by EMK. Dit is nou, EMK is basies volties, staan vir volts. Okay, kom ons kyk daar, dan sê hulle die EMK wat op hierdie manier geïnduseer word dinamiese EMK genoem. So daar is bewegende dele. So dis of die spoel wat beweeg of die magneet wat beweeg. So ons noem dit dinamiese EMK. Nou statiese EMK, staties beteken stil staan, niks beweeg nie. As byvoorbeeld 'n transformer, daar's geen bewegende dele nie. Goed, kom ons kyk nou verder na transformers, die toepassing van transformers. Waar word transformers gebruik? Ja, gebruik transformers op baie plekke. Algemene gebruik is huishoudelike toestelle soos in jou televisie, jou TV, jou radio's, rekenaar, drukkers, mikrogolfone. En die rede daarvoor is dat die meeste van hierdie toestelle wil ons hê dat jou spanning of jou volts moet baie laer wees as wat jy van Eskom kry. So as ek kyk 'n bietjie na die prentjie, soos jy kan sien, ons het twee spoele om 'n ysterkern, daai reghoekige ding met die gat in. Dit is 'n ysterkern. En dan het ons aan die linkerkant het ons die primêre koil. Ons gaan dit nou behandel. En aan die regterkant het ons die sekondêre koil. Jou primêre koil is altyd die gedeelte wat inkom. Okay? Dis die krag wat inkom en die sekondêre kant is waar die krag uitkom. En dan sien ons daar aan die heel regterkant daar staan load. En load is nou enigiets soos byvoorbeeld jou selfoon wat jy besig is om te laai, of 'n kleiner motortjie wat besig is om te hard, of soos jou fan van jou laptop of van die rekenaar, die staande rekenaar. Daai is jou load. Dit is dit wat die krag gebruik. Dan kyk ons heel links, daar staan V supply, dis die voltage supply, en daai tekentjie staan vir wisselstroom. Daai wat soos twee V's, een omgekeer of ja, so golfie lyk. Nou ons kry wisselstroom in. Dit is wat ons nou van Eskom kry. En dan as ons heel regs gaan kyk na my sekondêre koil wat ek na my load toe sit, dit wat uitkom daar is ook wisselstroom. So hy verander nie wisselstroom na direkte stroom. Dis nou vir battery nie. Jy kry wisselstroom in en hy kry wisselstroom uit. So nou wat ons doen is, om dit nou te verander, dan gebruik ons 'n diodebrug aan die regterkant by ons sekondêre koil en ons verander hierdie wisselstroom na iets wat ek byvoorbeeld my foon se battery mee kan laai. Dan het ek direkte stroom wat by my sekondêre na my sekondêre koil uitkom. Okay, daar voor dit in die load ingaan. Dan kyk gou daar heel bo staan NP en S. Dit staan vir die windings. N beteken windings van die primêre kant.
P staan vir die primêre koil. En dan die NS staan vir jou windings aan jou sekondêre kant. Kyk, ons daar in die middel, daar staan 'n VP en VS. Nou dit beteken jou voltage in van jou primêre koil en jou voltage wat uitgaan na jou sekondêre koil. En dan sien ek hier nie IP nie, maar daar net onder die geskrewe gedeelte van sekondêre koil is IS. Dit is jou stroom in jou sekondêre kant. Nou as ons nou links sou gekyk het, sou daar IP gestaan het. Dit wil sê die primêre stroom van jou transformer. Dan gaan kyk ons net gou daar heel bo. Daar staan NP en dan soeke 2 dooitjies en S. Wat dit beteken is die turn ratio of ja, dit wil sê hoeveel keer het ek aan die linkerkant draad om hierdie ysterkern gedraai. Kom ek sê byvoorbeeld vir elke 10 draaie wat ek op my primêre kant om daai kern draai, gaan ek aan my regterkant in die sekondêr gaan ek byvoorbeeld 1 draai vir elke 10 op die primêre koil. So, dan gaan my verhouding wees 10 tot 1. So vir elke 10 draaie gee ek aan die sekondêre kant 1 draai. Goed, hierso gaan ek net vinnig deurlees want ek het dit met die vorige slide het ek het eintlik alles gedoen. Kom ons kyk gou na die windingverhoudings. Die verhouding tussen die aantal windings, dit wil sê draaie op die spoel, tussen die primêre spoel en die sekondêre spoel staan bekend as die windingsverhouding. Dis wat ek gesê het, die turn ratio is. Hierdie verhouding bepaal ook of dit 'n verhogings- of 'n verlagingstransformer sal wees. So dit gaan wees, gaan ek my volts meer maak of gaan ek dit minder maak? Nou, as daar meer windings op die primêre spoel is, ek wil sê NP, as op die sekondêre spoel, dan is dit 'n verlagingstransformer. Goed, ek gaan van hoog na laag, so dan is dit 'n verlagingstransformer. En dan indien die windings meer is aan die sekondêre kant as wat dit is aan jou primêre kant, dan gaan dit 'n step-up of 'n verhogingstransformer wees. So ek gaan my volts meer maak. Ons gaan kyk na 3-fase transformers. Nou 3-fase transformers is basies 3 enkelfase transformers wat ons dan opkoppel en dan hulle in 'n spesifieke manier opkoppel. Ons kan, maar dit sal ons nou volgende jaar verder in detail ook doen. So ons kan hulle nou opkoppel in delta of in ster. So by jou ster, maar dit hoef julle ook nie nou te weet nie, maar ek sê dit maar net, by jou ster het jy 'n neutrale punt wat van jou middelste koppeling afkom, maar jou delta het net 3 lewendige geleiers. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na transformer toetsing. Soos ons gesien het, 'n transformer bestaan uit 'n primêre kant waar die krag inkom en dan 'n sekondêre spoel waar die krag uitgaan en dan het ons 'n gelamineerde stuk kern waarom hierdie draad dan gedraai word. Die rede hoekom ons van hierdie gelamineerde kern gebruik maak is dat ons verseker dat ons 'n sterker magneetveld ontwikkel. Nou, die volgende toetse moet uitgevoer word. Die eerste een is 'n visuele toets. So ons gaan nou basies kyk of is daar enige drade los of het iets gebrand of ruik ons 'n brandreuk. En dan die tweede een is 'n oopkringtoets. Dit is waar ons, soos wat ons al reeds gedoen het, ons kan 'n multimeter vat en dan kan ons die weerstand tussen kom ek sê die sekondêre kant, kan ons die twee drade toets en dan kan ons kyk of ons 'n weerstand kry of ons kan hom op baie kontinuïteitstoets sit waar ons of 'n lesing kry of die multimeter sal jou dan 'n geluid gee. En as hy 'n geluid maak, dan beteken dit dat daai drade is nog intact, is nog reg. Dan 'n kortsluitingstoets kan ons doen met 'n ohmmeter of 'n megger. Nou dit doen ons nou weer tussen die spoel en dan die kern.
En wat dan beteken is dat as daar 'n geleiding is tussen die spoel en die kern, dit wil sê nou daai reghoekige stuk yster of vierkantige stuk yster met die gat tussen, as ons dan 'n baie swak lesing kry in terme van weerstand, dan beteken dit dat daar geleiding is of geleiding is tussen die spoel en dan die kern. So dit beteken jou draad is stikkend, so die krag lek deur na jou spoel toe. Goed, dan gaan ons nou na motors toe. Kom ons kyk gou die doel van motors. Elektriese motors kom voor by huishoudlike toestelle soos byvoorbeeld mikrogolf, wasmasjien, droërs, mengers, waaiers, rekenaar, haardroërs, grassnyers en so voort. OK, dan motorbeginsels is die motor word voorsien deur elektriese energie wat deur die motor omgesit word in 'n magnetiese energie. So dit beteken ek gee vir hom krag en hy sit dan hierdie dan oor na beweging toe. OK, dan beweeg die soos 'n grassnyer. Ek gee vir hom krag en dan beweeg die lem. So dis die meganiese energie. Dan terwyl 'n generator nou weer die teenoorgestelde werk. Hy het meganiese energie nodig. Dit wil sê hy het iets nodig om hom te draai en dan sit hy hierdie meganiese energie, die beweging, oor na elektriese energie. Nou die generator word dus deur een of ander meganiese kragbron aangedryf. Goed, dan beweeg ons nou na motors toe. Goed, motors, elektriese motors kom voor by huishoudelike toestelle soos byvoorbeeld mikrogolf, oonde masjien, wasmasjiene, droërs, mengers, waaiers, rekenaar, haardroërs, grasnyers en so voort. Nou die beginsel van 'n motor werk. Die motor word voorsien deur 'n elektriese energie wat deur die motor omgesit word in 'n meganiese energie. Nou wat dit beteken is dat kom ons vir die grasnyer. Ek gee vir hom krag, die elektriese grasmasjien. Ek gee vir hom krag en dan wat gebeur is hy sit dit dan oor in beweging, meganiese energie, so die lem draai, so jy kan jou gras sny. Dan terwyl generators deur 'n meganiese energie aangedryf word en dit word weer omgesit in elektriese energie. So ek het 'n motor wat hierdie generator aandryf en dan gebruik ek daai met die beweging, die meganiese energie, gebruik ek dan daai as om dit om te sit in elektriese energie. So dan kan ek nou krag opwek daai. Nou die generator word dus deur een of ander meganiese kragbron aangedryf, soos ek gesê het, soos 'n motor. Die motor se samestelling, dit bestaan uit 'n dop waarin die bewegende dele voorkom en dit word van gietyster gemaak. Dit huisves die veldpole as ook die veldspoele en anker. Die twee ente word bedek deur entplate wat op hulle beurt weer deur laars huisves waarin die anker draai. Die router, die anker is die bewegende deel van die masjien. Tesame met die kommutator is die anker op 'n gemeenskaplike as gemonteer. Onthou dat die kern en tesame met die as die anker bekend staan. Goed, kom ons kyk nou na die motor, die konstruksie van 'n motor. Ons kry die router of die anker, dit is nou die middelste gedeelte van die motor. Dit is die gedeelte wat draai. Die router word dan ook deur verskillende plate wat op mekaar saamgepers is. Daar sê hulle lamelplate wat saamgedruk is om 'n eenheid te vorm en dan het hy gleuwe in waarin jy dan jou koperwindings sal kry. Dan kry ons 'n kommutator. Nou die kommutator bestaan uit verskillende kopersegmente wat met mekaar geïsoleer is. So hulle is nie met mekaar gekoppel nie. So as ek 'n toets sal doen tussen hulle, 'n kontinuïteitstoets, dan sal ek glad nie, dan sal ons sien dat hierdie twee jy sal glad nie 'n lesing kry nie. So hulle is heeltemal apart van mekaar en hulle is op dieselfde as gemonteer.
as die ankerlamel. So hy vorm deel van nie die router nie, maar hy is op die as waar die router oor is. Hy is op dieselfde as dan vas. Nou, kom ons gaan kyk na middelste paragraaf. In 'n generator is dit nodig om 'n wisselstroom wat ontwikkel word om te skakel na gelykstroom. En hierdie omsetting word deur 'n kommutator gedoen word. So die kommutator werk op 'n beginsel van omskakeling. So jy kan 'n wisselstroom met die behulp van daai kommutator kan ons wisselstroom omsit na gelykstroom, batterykrag toe kan ons omskakel. Maar nou in die geval van gelykstroommotors is die doel van 'n kommutator om die verskil in polariteit tussen anker en veld te beweeg. So ons gaan die polariteit, ons gaan die noord en suid die hele tyd wissel. So die borseltuig of die borsels, soos ons dit beter ken. Die borsel wat normaalweg van koolstof gemaak word, hy vryf baie sterk teen jou kommutator, so hulle druk teen jou kommutator, soos jou kommutator draai, druk hierdie borsels teen die kommutator, en dit verplaas die EMK, dit wil sê die krag wat ek nou ontwikkel, verplaas dit die krag dan van my motor self, van die kommutator van my motor wat opgewek word, verplaas dit die krag dan na my load toe, of na my las wat ek gekoppel het, so wat ek ook al wil aandryf. Nou die veldpole, die aantal veldpole word bepaal volgens die grootte en die ontwerp van generators of motor. Goed, dan kyk ons nou weer na die motor. Kom ons gaan kyk na die verskillende onderdele. Okay, die eerste ene wat ons kry is die anker of die router. Dit is die gedeelte wat in die middel van die motor is, met die omhulsel om. Maar die router is nou die gedeelte wat draai, en dan het hy glewe binne in hierdie plate wat nou saamgedruk is, het hy glewe in waarom my koperwindings kom. Al kyk ons nou aan die kommutator. Nou die kommutator is nie deel van die router nie, maar hy is op dieselfde as die router gemonteer. Nou die doel van die kommutator is basies om wisselstroom om te skakel na direkte stroom. So wat ons nou sê huiskrag omskakel na batterykrag toe. Of ons kan gaan kyk, in die geval van gelykstroommotors is die doel van 'n kommutator om die verskil in polariteit tussen die anker en die veld te bring en om sodoende rotasie te veroorsaak. So wat hy daar doen is, hy verander die noord en die suidpool die hele tyd, so ons gaan 'n verandering daar kry. Dan die borseltuig of die borsels. Nou die borsels word van koolstof gemaak. Nou, en hulle druk teen die kommutator. Die kommutator self bestaan uit segmente uit wat nie met mekaar verbind is nie, of wat nie kontak het met mekaar nie. So as ons 'n kontinuïteitstoets moet doen tussen die twee segmente, of hoeveel segmente het hy ook al, dan sal ons geen lesing kry nie, of ons sal glad nie 'n geluid kry nie. So hulle is afsonderlik van mekaar af. So nou druk jy die borsels teen redelik styf teen die kommutator, en dan wat die kommutator dan basies doen op hierdie borsels, eintlik wat die borsels doen is, hy vat die krag wat deur die motor opgewerk word, en hy bring dit nou buitentoe na jou las toe, of na dit wat jy dan wil aandryf, of jy dit nou wil opkoppel op waar jy dit ook op by enige las wat daar is. So hy bring basies die krag uit die motor wat jy ontwikkel het, bring hy na buite toe. Dan die veldpole, die aantal veldpole word bepaal volgens die grootte en die ontwerp van 'n generator of motor. So ons kan 'n baie klein
'n generator kry, of ons kan 'n baie groot generator kry, ons kan kry met baie meer spoele of baie minder spoele. Goed, hier is nou 'n prentjie van 'n motor. So, gaan kyk ons gou daarso. A is die borselhouers, dis nou waar die borsel inkom. En dan het ons B is die spring. Nou, hy maak seker dat ons dat hierdie borsel nou redelik styf teen die commutator gedruk word. Okay, en dan C is die borsel. Nou, in baie gevalle as ons byvoorbeeld 'n grinder of 'n boormasjien, as sy borsels begin klaar raak, dan kry ons dat of hy hou heeltemal op werk, of jy kan hoor daar's iets nie lekker met jou boormasjien of jou grinder, dan kan ons hierdie borsels vervang, borsels, want hulle werk ook maar uit as gevolg van die weerstand en hulle skuur teen die commutator. Dan het ons die waier, wat belangrik is, die waier veronderstel nie, hy hou jou motor koel, en dan kyk ons na E, dis die commutator, sien hy lyne op die commutator, dis die segmente waarvan ek gepraat het. En dan F is die omhulsel, dit is nou, soos wat jy 'n motor sien, dit is waar die motor nou basies, al die bewegende dele nou basies toe is. En dan gaan kyk ons na die skag of die shaft by G, dit is waarom die commutator en dan ook jou router, die binneste gedeelte, en dit is waarom dit vas is. So die shaft draai en dan draai al daai goed, die commutator en dan die router. Dan kyk ons na die bearings, daai is basies dat jou motor baie meer egaliger draai en makliker draai. En dan E is jou endplaat, waarin jou bearings is, en so hy basies maak jou binnegoed en maak hy dan toe by die kante of by die punte. So dan gaan kyk ons nou na 4 stappe wat jy moet volg in die onderhoud van die elektriese motor. Ons kyk of die borsels nog goed is, as die borsels vervang moet word, gaan koop en vervang. Moenie net jou boormasjien weggooi nie. Kyk of die waier nie stikkend of vuil is nie, maak hom skoon. As hy stikkend is, moet jy hom vervang, anders dan gaan jou motor baie warm word. Dan kyk na die bearings, of dit nou goeie en werkende toestand is, en of dit nog grease het, want as dit nie in 'n goeie werkende toestand is nie, dan gaan jou skag begin rondspeel, en dan gaan speling wees, of jou skag gaan moeilik beweeg. En dan kyk jy na die commutator nog, of die commutator nog reg lyk en skoon is, en as hy nie skoon is nie, maak hom met baie ligte skuurpapier of iets skoon, of hy baie aangepak is, want as hy nie die geleiding kan deurgee na die borsels toe, dan gaan dit ook, dan gaan jy nie krag na jou las toe kan kry nie.